Ons staan aan die einde van NAMPO 2025 en sodoende staan ons ook aan die einde van Nasie in Gesprek 2025. En Nasie in Gesprek het vanjaar baie interessante temas opgelewer. Ons het verskillende sprekers gehad, sprekers wat interessante insigte gehad het. Die ding wat die meeste uitgestaan het, is die weerbaarheid van produsente. Alhoewel daar onsekerheid is, en dit het ons in talle sessies gesien, daar heers baie onsekerheid. Maar die gevoel wat mens by NAMPO kry, die gevoel wat mens by die sprekers by Nasie in Gesprek kry, is ten spyte van onsekerheid is produsente se weerbaarheid en se wil om op te staan, se wil om kos te produseer vir 'n nasie, staan kop en skouers bo enige ander onsekerheid wat daar mag heers. Ons het dit veral duidelik gehoor van Johan Kotse, wat die hoofuitvoerende beampte is van Agri SA, wat gesê het, ten spyte van ons klein geografiese ligging en die klein area wat ons beslaan, is die impak van landbou en die impakte wat die weerbaarheid wat produsente gee in Suid-Afrika 'n ongelooflike groot impak. Dit sien ons op die terrein by NAMPO, dit ervaar ons by Nasie in Gesprek en ons wil dankie sê aan al die borgers wat deelgeneem het aan Nasie in Gesprek. Dit is 'n program wat hierdie jaar vir die 13de jaar sy verskyning gemaak het en ons wil dankie sê vir almal wat bygewoon het, almal wat deelgeneem het en dat ons daardie positiewe boodskap van landbou en die impak van landbou kan vorentoe neem.